Hallo daar en baie welkom by hierdie uiteensetting. Ek is so bly jy het vandag ingeskakel. Ons gaan regtig nie net soos gewoonlik deur jou handboek draf nie. So beskou hierdie eerder as jou voorbereiding vir 'n absolute epiese geografiese ekspedisie. Ons gaan kyk na die presiese gereedskap wat ontdekkingsreisigers al vir eeue lank gebruik om ons ingewikkelde, asemrowende wêreld te verstaan. So, kom ons kry jou reg vir daardie graad 7 eksamen sodat jy by daardie saal kan instap met die selfvertroue van 'n ware wêreldreisiger. Stel jouself net vir 'n sekonde voor. Jy stap in 'n massiewe, onbekende wildernis in. Daar's geen selfoonsein nie en jou GPS se battery het net doodgegaan. Wat nou? Hoe weet jy in watter rigting om te beweeg? Weet jy, hierdie is nie net iets uit 'n oorlewingsvlietjie. Dis letterlik die kern van geografie. En dit begin alles by die heel basiese oorlewingsvaardigheid. Hier is ons roetekaart vir vandag se avontuur. 1. Ons gaan kyk hoe om jou rigting te vind. 2. Plaaslike en sketskaarte. 3. Die 10 kaartkonvensies. 4. Kaartskale en afstande. 5. Lengte en breedtegrade. En laastens nommer 6. Kaarte in die nuus. Goed, afdeling 1. Vind jou rigting, jou natuurlike kompas. Kom ons spring dadelik in. Hoe vind ons die ware noord sonder enige toerusting? Jy het letterlik net die son en jou eie liggaam nodig. Verbeel jou, jy staan laatmiddag buite op jou skool se rugbyveld. Hoe oriënteer jy jouself? Wel, jy kyk na waar die son sak. Daardie kant is verseker die weste. En waar hy vanoggend opgekom het, is natuurlik die ooste. Ek wil hê jy moet jouself verbeel jy staan nou daar, strek jou regterarm uit na die ooste en jou linkerarm na die weste. As jy presies so staan met jou arm so uitgestrek, is die rigting direk voor jou altyd noord. Dit is jou eie ingeboude natuurlike kompas. Wat nou fascinerend is hoe ons hierdie fisiese oriëntasie vat en dit op 'n stuk papier sit. Op amptelike kaarte sal jy altyd 'n noordpyltjie sien wat wys watter kant bo is. Dit alles berus op die 4 hoofpunte, of soos julle dit in die eksamen gaan noem, die kardinale punte: noord, suid, oos en wes. Daardie punte vorm die kruis in die middel van hierdie pragtige 8-punt kompasroos wat jy hierso sien. Afdeling 2: Plaaslike en sketskaarte. Kartering van jou omgewing. So, as ons ekspedisie nou uit die natuur en in die stad in beweeg, geraak dinge bietjie meer ingewikkeld. As jy in 'n stedelike oerwoud is, gaan die son jou nie noodwendig help om 'n spesifieke adres te vind nie. Dis waar straatkaarte inkom. Omdat stede massief is, gebruik gedrukte kaarte 'n baie slim stelsel. Ons het roosterlyne wat die kaart in klein roostervierkante opbreek. Nou, die belangrikste eksamenterm hier is die roosterverwysing. Dink daaraan as 'n geheime kode, sê nou maar C4. As jy in die indeks agter in jou kaartboek kyk en jy sien jou straat is by C4, kan jy letterlik dadelik jou vinger op daardie blokkie druk. En dan soek jy net verkruisings, daardie plekke waar die strate bymekaar kom. Nou hier's 'n absolute gunsteling onder onderwysers. Wat is die verskil tussen daardie straatkaart en 'n sketskaart? Jy gaan beslis hieroor getoets word. 'n Straatkaart is super akkuraat en rigied, maar as jy net vinnig agterop 'n servet vir jou vriend wil wys hoe om by die parkie toe kom, teken jy 'n sketskaart. Daar's geen presiese skaal nie. Ons meet nie met liniale nie. Ons maak net staat op landmerke, soos draai links net na die vulstasie. Dis eenvoudig, dis vinnig en dis perfek vir alledaagse dinge. Afdeling 3: Die 10 kaartkonvensies, die universele reëls van ons planeet. Stel jou voor jy's in 'n land waar jy glad nie die taal praat nie. Die goeie nuus is, jy kan steeds hulle kaarte lees. Dit is as gevolg van die universele taal. Die heel eerste reël in hierdie taal is natuurlik kleur. Wêreldwyd beteken blou mos altyd water, oseane en riviere. Groen wys vir ons die natuur, woude, parke, plante groei. As jy bruin sien, kyk jy na berge en hoogteverskille. En daardie grys of geel blokke, dit is ons stede en beboude gebiede. En dan het ons die geografiese Rosetta steen, die kaartsleutel of die legende. Al daardie klein simbooltjies op 'n kaart beteken absoluut niks as jy nie die sleutel het nie. Die sleutel sê vir jou presies watter sirkeltjie 'n hospitaal is of dat daardie klein trappieslyn eintlik 'n spoorlyn is. Dis as ware die vertaler van jou kaart. Goed, so saam met die kleure en die sleutel is hier die res van jou eksamenkontrollelys. 1. Jou kaartkorte titels sodat ons weet waarna ons kyk. 2. 'n kompasroos vir rigting. 3. Die skaal vir afstand. 4. Simbole. 5. Die roosterstelsel wat ons nou net bespreek het. 6. Grense wat lande of provinsies skei. 7. Etikette met die name van plekke.
En laastens, 8, breedtegraad en lengtegraad. Maak asseblief seker jy kan hierdie 10 goedjies uit jou kop uit opsee, want dis letterlik die fondasie van kaartlees. Afdeling 4, kaartskale en afstande. Kom ons krimp die wêreld bietjie. So, hoe vat 'n mens 'n massiewe deel van die aarde en laat dit inpas op 'n stukkie A4 papier? Die antwoord is kaartskale. Nou pas op, want hier is iets wat almal altyd in die eksamen uitvang, want dit klink so effens agterste voor. 'n Groot skaal, soos 1 tot 10.000, wys in werklikheid 'n klein area, maar met ongelooflik baie detail, soos jou woonbuurt se straatkaart. Aan die ander kant wys 'n klein skaal, soos 1 tot 500.000, 'n baie groot area, soos 'n hele land, maar met baie min detail. Dis regtig belangrik, so memoriseer daardie onderskeid verseker. Om hierdie krimpproses moontlik te maak, skryf ons skale op 3 maniere. Die verteenwoordigende breek is 'n verhouding, soos 1 tot 50.000. Dan is daar die lineêre of staafskaal, dis daardie klein getekende maatband heel onderaan die kaart. En die verbale of woordskaal waar ons dit in 'n sin skryf. Nou, hier is my grootste goue reël vir jou vandag. Moet asseblief nooit skryf 1 sentimeter op die kaart is gelyk aan 1000 meter in werklikheid nie. Dis mos onmoontlik. 'n Stuk papier is nie 1000 meter lank nie. Jy moet altyd die woord verteenwoordig gebruik. 1 sentimeter verteenwoordig 1000 meter. Glo my, daardie een woord gaan vir jou punte red. Nou goed, kom ons kyk hoe ons wiskunde gebruik om afstand te bereken, soos die kraaivlieg. Ons noem dit 'n direkte afstand. Stap 1 is maklik. Sit jou liniaal op die kaart en meet daar die reguit lyn tussen die 2 punte. Kom ons sê dis 4 cm. Stap 2, nou maal jy dit met jou skaalfaktor. As jou skaal 1 tot 50.000 is, maal jy daardie 4 met 50.000. Dit gee vir ons 200.000 centimeter. Laaste stap, ons kan mos nie sê die skool is 200.000 centimeter ver nie, so ons skakel dit om. 200.000 centimeter is perfek gelyk aan 2 kilometer in die regte lewe. Maklik genoeg, of hoe? Maar nou, watter joos doen ons as ons 'n kronkelende bergpas moet meet? 'n Liniaal gaan glad nie hier werk nie. Vir 'n indirekte afstand, vat jy 'n stukkie tou. Jy lê daardie tou baie versigtig, draai vir draai, presies op die pad se lyne neer. Dan maak jy 'n klein merkie met 'n pen op die tou. Sodra jy daardie tou optel en reguit trek, het jy basies die roete ontkronkel. Dan lê jy dit net teen die staafskaal op jou kaart en jy lees jou afstand af. 'n Vinnige wenk, skat altyd eers met jou oor, sodat jy aan die einde kan sien of jou antwoord daarom sin maak. Afdeling 5, lengte en breedtegrade, die globale rooster. Tyd om ons ekspedisie heeltemal die ruimte in te neem. Om regtig meesters van navigasie te wees, moet ons die aarde van daarbo afkyk. Net soos 'n straatkaart roosterlyne het vir daardie C4 blokkie, het ons hele planeet 'n onsigbare rooster van lyne reg oor die oseane en kontinente. Dit is hoe daardie reuse skepe en vliegtye navigeer sonder om verlore te raak. Jy moet definitief die verskil tussen hierdie 2 stelle lyne vir jou eksamen ken. Breedgrade is die horisontale lyne, of die hamburgers, met die ewenaar in die middel by 0 grade. Hulle lê parallel met mekaar en hulle kruis mekaar nooit nie. Lengtegrade aan die ander kant is die vertikale lyne. Die vernaamste een hier is die hoofmeridiaan by 0 grade. Hulle loop van bo na onder en hulle almal ontmoet en kruis mekaar presies by die noord- en suidpool. Afdeling 6, kaarte in die nuus, jou koneksie met die wêreld. So, hoekom maak al hierdie goed saak in ons daaglikse lewe? Dink so daaraan. Elke keer as daar 'n groot wêreldgebeurtenis op die nuus is, dalk 'n reuse aardbewing, oorstromings of selfs net om te kyk waar die Olimpiese spele volgende is, gee hierdie geografiese gereedskap vir jou konteks. Met jou kennis van lengte en breedtegrade is jy nie net 'n passiewe toeskouer nie. Jy het die vermoë om presies te sien waar in die wêreld daardie storie intyds besig is om af te speel. En dit, mede-ontdekkingsreisigers, bring ons by die einde van ons voorbereidende reis. Ons het alles gedek, van kompasrose tot kaartskale, van sketskaarte tot daardie groot wêreldrooster. Jy is meer as toegerus om daardie graad 7 geografie-eksamen stukkend te skryf. Maar onthou, die ware toets is na skool, wanneer die wêreld vir jou oop lê. So my vraag aan jou vandag is, nou dat jy bewapen is met die vermoë om te sien waar jy is en waar jy heen kan gaan, waarheen sal jou kaart jou volgende neem? Baie sterkte met die eksamen en hou aan om die wêreld te verken.